Welkom. Vandag duik ons regtig diep in die wêreld van vaskulêre chirurgie. Ons gaan 'n ongelooflike padkaart volg. Dis presies die een wat chirurge gebruik om lewensbelangrike herstelwerk diep binne in 'n been te doen. So, hoe doen jy dit? Hoe herstel jy 'n slagaar wat so diep begrawe lê, omring deur spiere, senuwees en selfs bene? Dis die kernvraag, né? En die antwoord is, wel, dis glad nie so eenvoudig soos om net 'n pad te sny nie. Nee, dit vat uiterste presisie, diepgaande kennis en 'n ongelooflike begrip van die liggaam se, kom ons noem dit, interne geografie. Alles begin met een sleutelwoord: blootlegging. Dis die kuns om daardie perfekte pad na die teiken te skep. Jy kan dit amper sien as die proses waar die chirurg eers die padkaart teken en dan die pad bou, alles in een beweging. So, kom ons begin ons reis op hierdie padkaart. Goed, die missie. Hoekom presies het chirurge hierdie padkaart nodig? Wel, dis omdat hierdie blootlegging die absoluut kritieke eerste stap is in operasies wat ledemate kan red. Dink aan iets soos omleidingschirurgie vir wat ons noem kritiese ledemaat-iskemie. Dis basies 'n situasie waar bloedvloei dringend, en ek bedoel dringend, herstel moet word. So hier is die meer formele definisie. Maar wat regtig saak maak, is wat dit beteken. Dit gaan oor die skep van 'n veilige en 'n duidelike pad in 'n ongelooflik komplekse landskap. So jy sien, dis nie net snywerk nie, glad nie. Dis bekwame, fyn navigasie. Elke enkele beweging word haarfyn beplan om skade aan enige omliggende senuwees of spiere te verhoed. Reg, kom ons klim in die kar. Ons reis begin op die hoofweg. Die hoofweg van die been se bloedtoevoer, en dit is die femorale slagaar in die dui. Sien dit as die groot sentrale roete, die N14 as jy wil, wat al die bloed van die romp af ondertoe na die res van die been vervoer. En wat vir my so fascinerend is dat selfs hier, op hierdie groot hoofweg, het die chirurg keuses om te maak. 2 verskillende paaie. Gaan hulle vir die lang, vertikale insnyding wat ideaal is vir groot, komplekse werk, of kies hulle die vinniger, horisontale snit vir 'n meer gefokusde, kleiner taak? Die keuse, dit hang heeltemal af van die missie van die dag. En nes enige goeie hoofweg, kry jy op 'n punt 'n baie belangrike afrit, 'n vurk in die pad. Die slagaar verdeel in 2, en elke tak is verantwoordelik vir 'n ander streek, veral om daardie diep femorale slagaar te bereik. Dis krities, want dis die lewenslyn vir al daardie groot kragtige spiere in jou dui. Goed, ons ry verder af. Ons kom nou by die volgende groot punt op ons padkaart, die area agter die knie. En as die dui die hoofweg was, dink hieraan as 'n regtig komplekse besige verkeersaansluiting. Dis 'n baie moeilike area om deur te navigeer. En hierdie tabel wys daai strategiese dinke net perfek. Kyk 'n bietjie. Afhangende van die presiese probleem, is dit 'n standaard omleiding, 'n aneurisme, of dalk 'n heroperasie, sal die chirurg 'n heeltemal ander roete, 'n ander pad kies. Elke benadering het sy eie unieke manoeuvres nodig, soos om sekere spiere baie versigtig eenkant toe te skuif, net om die pad oop te kry. Nou ja, ons is nou verby die groot aansluiting. Dis nou tyd om die hoofpaaie te verlaat en die kleiner bypaaie, die B-roetes van die onderbeen aan te pak. Hier word alles anders. Die slagare is nouer, hulle lê dieper en hulle is soveel moeiliker om te bereik. Die navigasie moet nou, wel, dit moet millimeter per sek wees. Op hierdie klein paadjies gebruik die chirurge die spiere self as landmerke op hul padkaart. Dis ongelooflik. Hulle dissekteer versigtig tussen spesifieke spiere, soos die tibialis anterior, om presies by die teikenslagaar uit te kom. En daai slagaar lê diep, reg teen die membraan wat die 2 bene van die onderbeen aan mekaar verbind. Maar nou, wat as die pad heeltemal geblok is? Wat is die enigste duidelike roete aan die ander kant van 'n soliede beenmuur is? Dis wat dit regtig traumaties raak. Soms is die teikenslagaar, die peroneale slagaar in hierdie geval, heeltemal geblokkeer deur 'n been, die fibula. So die vraag is, hoe op aarde kom jy daarby? Die antwoord is net, wel, dis ongelooflik. As die pad geblok is, dan bou die chirurg 'n nuwe een. Hulle maak eers die spiere versigtig los, dan verwyder hulle letterlik 'n hele stuk van die fibula-been en so skep hulle 'n splinternuwe direkte venster na die slagaar wat eronder lê. Dis 'n radikale plan, ja, maar soms is dit die enigste, absoluut noodsaaklike roete. Ons is nou amper by die einde van ons reis, die laaste myl, en dis die mees delikate stadium van almal, want hier is die doelwit nie net om 'n ledemaat te red nie, dis dikwels om die voet self te red. En hier is die groot ironie. Toegang tot hierdie slagare in die voet is eintlik heel eenvoudig, want hulle lê naby die oppervlak. Die ware uitdaging is hulle grootte. Hulle is ongelooflik klein, amper haardun en broos. Elke beweging, elke enkele steek,
moet met absolute, perfekte presisie uitgevoer word. Hier is daar letterlik geen ruimte vir foute nie. Goed so, nou dat ons die hele padkaart gevolg het, van die duise hoofweg tot by die voet se kleinste paadjies, kom ons zoom 'n bietjie uit. Want daar's 'n stel universele beginsels, 'n soort padkode as jy wil, wat op elke liewe een van hierdie prosedures van toepassing is. Kyk na hierdie goue reëls. Dis net 'n paar van hulle, maar let op waaroor dit gaan. Dit gaan alles oor noukeurigheid en goeie voorbereiding. Maak 'n insnyding van voldoende lengte. Met ander woorde, moenie jouself in 'n hoek verf nie. Hanteer aaroorplantings sagkens. Verseker goeie beligting en gebruik vergroting. Dit alles skree een ding. Die sukses van die hele operasie lê in die fynste detail. En wat van daai omleidings? Wel, wanneer 'n slaghaar heeltemal geblokkeer is, moet 'n chirurg 'n heeltemal nuwe bloedvat, 'n nuwe pad skep. Wat hulle dikwels doen, is om die pasiënt se eie liggaam te gebruik. Hulle oes 'n stuk van die groot sappenaasaar. Dis 'n lang aar wat van die voet tot by die lies loop en gebruik dit as 'n perfekte natuurlike oorplanting. Hierdie aanhaling som dit net perfek op. Swak voorbereide are lei tot minderwaardige uitkomste. Dink net vir 'n oomblik daaroor. Die sukses van 'n hele operasie wat dalk ure en ure duur, kan afhang van hoe delikaat daardie een enkele stukkie aar hanteer is. Dit wys jou net weer, elke liewe stappie, maak nie saak hoe klein dit lyk nie, is absoluut kritiek. So, as ons nou terugkyk na ons hele reis, van die hoofvee van die daai tot hy laaste fyn myl in die voet, wat onthul hierdie hele padkaart nou eintlik oor die kuns van chirurgie? Vir my is dit duidelik. Dit wys dat chirurgie soveel meer as net 'n wetenskap is. Dis 'n kuns. Dis die kuns van navigasie, die kuns van kreatiewe probleemoplossing en ja, die kuns om paaie te skep waar daar voorheen geen was nie. En dit alles met een doel voor oë, om lewe en funksie te herstel.